So wat is dit nou vandag, dag 6 of dag 7? Ek is nou nie heeltemal seker nie. Ek het 'n baie goeie nag gehad hierso op La Mesa in hierdie herberg Miguelen, dink ek noem hulle hom. Ek het 'n slaaptelling van 80 op my Garmin horlosie gehad, wat beteken ek het gisteraand 8 uur my oë toegemaak en het vanoggend 7 uur eers weer oopgemaak en toe ek vanoggend 7 uur by die wakker word, toe kan ek by my venster uitsien die eerste liggies en die eerste tip van ander stappers wat al van Berdocedo afgestap het. In ons kamer het niemand geroer voor vanoggend 7 uur nie. Natuurlik dan nog pikdonker. Dit is nou net so na 8. Dag weer 'n baie lekker en 'n baie mooi dag wat voorlê. Ek het vanoggend eers 'n styl afdrand tot onder by 'n rivier waar ek oor 'n mooi brug oor die rivier gaan en dan moet ek aan die ander kant weer alles wat ek afgegaan het weer opklim, want die plek waar ek vanaand slaap, Grandes de Salim, sit bo op 'n koppie. Die rivier wat ek gaan sien vanoggend is iets tussen 'n rivier en 'n meer. Dit is een van daai water aanlegte wat die Spaanse regering in die 1950s, 1960s verlê het om water na hierdie streek toe aan te bring. Ek het video's gesien van die dag wat ek vandag gaan stap. Dit is net so mooi, indien nie mooier as dit wat ek gister gestap het nie. So ek sê vir julle, vamos, hier kom die kenwysie. Vandag sou 'n 20 km dag gewees het, maar omdat ek nie slaapplek kon kry op Berdocedo nie, het ek mos nou gistermiddag met kedernliedjies en appelliedjies het ek die laaste 5 km uitgechurn, so dit is al wat ek vandag hoef te stap. Die bordjie sê 14.7, die bordjie sjok gewoonlik, is gewoonlik 'n klein bietjie verder, maar ek is reg. Hierdie was blykbaar 'n munisipale herberg tot COVID. Kyk, daar sit een van die Camino tekens nog op die deur, maar hy het in COVID toegemaak en nog nooit weer oopgemaak nie. Maar die plek waar ek gebly het, Hola. Die plek waar ek gebly het was absoluut fantasties. Soos ek sê, ek het 'n kamer met 15 mense gedeel en nog steeds 'n slaaptelling van 80 gehad, so ek is tevrede. Dis waar ek geslaap het. Hierdie bult is nog nie klaar nie. Die bult gaan nog daarbo. Goed, hierdie bultjie is nog nie klaar nie, maar kyk, ons is reeds bo die wolke, né? Daar lê die wolke daar onder ons. Ek en hierdie man stap nou omtrent dieselfde pas in hierdie stadium. Hierdie is 'n massive bult hoor. Hier kom my vriendin Patricia van Argentinië aan. Sy het op Berdocedo gestap en my ingehaal. Dis die wolke daar. Goed, so onthou, ons is nou vandag op die tweede van die 4 moeilike dae in die middel van die Primitivo. Daai eerste stuk tot op Colinas de Arriba sou ek sê was 'n lekker maklike inleidingkie. Maar nou het ek vir 4 dae in 'n ry waarop ek meer as 1000 meter in elevation het. Hierdie was hulle styl klim. En nou gaan ek af in die vallei tot onder by 'n rivier, dan staan 'n mooi brug wat jy oor die rivier stap en aan die ander kant moet jy weer op van Grandes de Salim, waar ek vanaand slaap, sit bo op die bult. Onder by die rivier, as jy nou oor die brug is daar wel 'n hotel met 'n lekker eetplek wat uitkyk op die rivier, waar ek hoop om my tortilla de patata vir die oggend te kry en my tweede koppie koffie. Dis 'n heerlike stapdag. Die weer is absoluut perfek. Ek is so geseënd met die perfekte stapweer. Kyk, ek is in die wolke. Joh, mooi is dit. Ongelooflik. Die kerkie van Bospol. Vandag se ouder Weerhouse minuut gaan oor stapklere.
Niks van my stapklere is eintlik net nie. Die meeste hiervan is goedes wat ek al baie lank het. Die uitsonderings is ek het 'n nuwe reënbaadjie en ek het 'n nuwe pofbaadjie. En dit is 'n donsbaadjie. Ek is vreeslik in my skik met my baadjie. Maar so hier kom die ouer weerhous my net. Teen hierdie tyd behoort jy nou al goed te weet waarmee ek stap, want ek stap elke dag in dieselfde klere. Selfs al stuur jy 'n sak vooruit, pak baie lig in. Jy het een uitrusting nodig waarmee jy kan stap en een uitrusting wat jy saans kan dra. Kom ek wys vir jou wat is jou opsies. Hierdie broeke van First Ascent is baie gewild en om 'n rede. Kyk, ek kan afrits om dit 'n kort broek te maak. Ek het so 'n broek, maar ek het hom nie ingepak op hierdie Camino nie, omdat die materiaal vir my 'n bietjie hard is. So as ek hierdie broeke dra ek gewoonlik nog 'n skibroek onder dit ook. Kom ek wys vir jou wat ek wel ingepak het. Die kans is goed dat jy nog nie gehoor het van die handelsmerk African Nature nie, maar hulle klere is fantasties. Ek stap in presies hierdie broek. Hulle is stewig, maar hulle is ook baie sag op die vel en hulle hou baie lank. Ek het 2 van hierdie broeke, 'n groene en 'n gryse, en ek dink in hierdie stadium gaan ek die gryse inpak. Kan vrouens in tights stap op die Camino? Natuurlik kan jy. Ek het nog nêrens gesien dat hulle vrouens 'n kathedraal byvoorbeeld belet of 'n restaurant nie. Jy's welkom om in tights te stap, lank of kort, dis net dat ek verkies om dit nie te doen nie. Hierdie is Columbia se stapbroeke, fantastiese stapbroeke, stewig, baie sag op jou vel en kyk hierdie een bied vir jou ook 'n bietjie sonbeskerming aan. 'n Lekker staphemp is nog iets waarop jy maar kan geld spandeer. Ek het hierdie een van First Ascent en ek dra daai hemp al vir 10 jaar. Een reënbaadjie of 'n poncho. As jy jou eie sak dra, gaan jy moet kies tussen die twee. Maar dis een van die luukses wat ek myself veroorloof, is om albei by my te hê. Waar 'n poncho jou sak en jou kamera toerusting droog hou, hou 'n reënbaadjie jou lyf lekker droog. Dis ook lekker om dit in die aand te dra as jy jou klere gewas het en alles nat is. Kom ek wys vir jou watter een het ek ingepak. Hier is 2 baie pyk opsies hierso by Ouder Weerhous. Hier is die een van Cape Storm, maar ek het hierdie een gekies van First Ascent, suiwer omdat ek van die kleur gehou het. Hulle adverteer hom as 'n reënbaadjie vir ligte reën, vir ligte baie, maar hy het 'n 3000 gradering. So jy kan nogal se hele rukkie droog bly met hom aan jou lyf. Onthou, ongeag die seisoen waarin jy die Camino stap, gaan jy 'n warm baadjie nodig hê. 'n Pofbaadjie is deesdae 'n baie lekker opsie, omdat hy super lig is, baie klein opvou en jou baie lekker warm hou. Ek het hierdie transit baadjie van First Ascent en ek is absoluut verlief daarop. Go Bokke! Oi. Olha que eu ia perder. Ja, ze nog veel nadenken. Ek dink hierdie oomblik is die oomblik wat ek met my gaan huis toe vat van hierdie Camino. Die keer wat ek saam met die klomp pelgrims hier bo op die berg gestaan het en gekyk het na die wolke onder ons. Dit is ongelooflik, dit is absoluut ongelooflik. Nou normaalweg sien die pelgrims van hier af die rivier onder hulle. Ek wonder nou of ons in 'n stadium deur die wolke gaan kom dat ek die rivier vir julle kan wys, want dit is ook spektakulêr. Maar ons het nou vandag 'n ander soort spektakulêr hier, maar dit is werklik hierdie is besonders. Ek het nog nooit so iets gesien nie. Será que vai chamar atenção?
Kyk, het hulle vir jou 'n staander gebou vir dat jy kan selfies neem. So jy sit jou foon daar, dan hoef jy myself vas te hou nie en dan het jy nou hierdie pragtige uitsig. Dit is ongelooflik. So hier verdwyn ons nou binne in die wolke in. Ek wonder hoe ver is ons van onder af. Kan sien nie, is dat hier nou 'n reuse vallei hier onder my is met 'n klomp water. Wat ook nogals jammer is, want dit is baie mooi. Maar ek dink ek het omtrent nog 4-5 kilometer van so afloop. So die pad zigzag. Hy's nogal kwaai op jou knie, maar ek dink ek is nou besig om 1000 meter te verloor in hoogte, totdat ek by die brug gaan kom. So, net 'n kort gear check. Jy weet iemand se skoene werk as daai persoon nooit praat oor die skoene nie, want jy praat net oor voete wanneer jy probleme het met jou voete. Ek het tot dusver geen blaase nie. Ek hou nog steeds vol om elke dag my voete te plak. Ek gaan vir julle nog later wys waarmee ek dit plak, want ek plak dit met KT-tape wat jy in ouer warehouse kry. Ek sal dit vir julle wys. Onthou as jy nou vir so 'n lang aftrand afgaan, onthou dat jy jou skoene reg vasmaak, want anders dan gaan jy swart tonels kry. So jy gebruik daai lissie wat jy nooit geweet het waarvoor hy daar is nie. Hy is vir hierdie tipe van aftrandes. Gebruik jy hom sodat jou tone nie voor in jou skoen druk en jy swart tonels kry nie. Kan 'n mens nou vir die eerste keer die water onder ons sien. So hierdie is 'n rivier en 'n meer. Die rivier is 'n bietjie verlê en is 'n meer wat geskep is. Maar dit is gewoonlik so turquoise, smaraggroen. Dis pragtig. Die groepie van Brasilia was net te vreeslik geïnteresseerd toe ek nou vir Gogga die lig opstuur. En toe hulle vir my nou vra, ek moet vir hulle 'n groepsfoto met hulle selfone neem, maar sê hulle, ek moet my arms nou hoog in die lug hou, want hulle wil ook die meer onder in die foto hê. Toe sê ek, maar kom ek stuur vir hulle die drone op, en neem ek vir hulle 'n groepsfoto, en hulle was nou so opgewonde daaroor. Ek is nou bang dat die foto nou nie aan die verwagting voldoen nie, maar dit is oukei. Dit is 'n heerlike ek sê dit elke dag, maar hierdie is so 'n lekker dag. Ons het nou vir 'n rukkie gezigzag styl afgekom, maar nou vat hulle vir ons eers met 'n draai hier om die heuwel. So ons is nou vir 'n rukkie op gelykpad voordat ons weer gaan onder toe. Kyk hierdie massive slak. Hy's so groot soos my voet. Ons het 'n lekker vraag gekry. Ekskuus, ek het nou nie die leser se naam neergeskryf nie, maar sy vra, hoe vinnig moet jy kan stap voordat jy die Camino kan stap? Nou, ek dink moenie mik om 'n sekere spoed te kan stap nie. Mik om 'n sekere hoeveelheid uur per keer op jou voete te kan wees. Ek sê altyd, ek dink onderwysers moet uitstekend goed doen op 'n Camino, want julle is gewoond daaraan om 7-8 uur per dag op julle voete te staan, en dit is eintlik die ding wat die meeste van ons ontsettend moeg maak. Ek sou sê, as jy 4-5 dae 'n week 'n 5 km kan stap, en jy kan op 'n naweekdag 'n 20 km stap, is jy fiks genoeg vir 'n Camino. Vir hierdie een sal ek nou wel
sê jy moet 'n bietjie ekstra oefening bysit. So vir al my ander Caminos het ek tot dusver nog net geoefen, tyd op die voete, kilometers op die voete, maar vir die een het ek ook 'n bietjie spieroefeninge bygesit om die bene sterk te maak. Ek het 'n potstudent wat biokinetika swat in die familie, sy het vir my 'n bietjie gehelp, maar onthou weg het ook 'n oefenprogram spesifiek vir mense wat wil stap. En jy kan sê of jy oor 6 weke of 12 weke of 20 weke wil oefen. Dat ek ben ou Iwer vat vir jou regtig van die rusbank af tot by stapfiks, maar moenie mik om 'n sekere hoeveelheid om 'n sekere spoed te stap nie. By die huis oefen ek teen omtrent 5.5 km/h. Terwyl ek nie naaste by daai spoed op 'n Camino kom nie. Gister dink ek was my gemiddelde spoed 3.5 km. Vandag gaan dit nie veel vinniger wees nie, want ek stap doelbewus die afdrand is baie stadig, want ek het nie lus om te val nie. Sien julle daai geel gebou daai? Daai is die hotel wat ek hoop wat 'n koppie koffie en 'n tortilla de patata vir my het. Van hierdie ander geboue wat julle sien, is leeg. Dit is geboue wat hulle gebou destyds terwyl hulle die dam in die meer hierso gebou het. So toe hulle nou klaar die dam gebou het, het hulle daai geboue net leeg gemaak en dit staan daar en dit verwaarloos. Hier is dan omtrent die water nie. Ek het al video's gesien van waar die water bruis uit daai sluise uit, maar hierdie lyk nou nogals, ja, hierdie lyk scary. Buen camino. Justo ella, pues esta es justo la amiga que conocí en el camino del norte. Kyk, daai twee het 'n bottel wyn bestel. Ek judge nie. Ek steek 'n plek om 'n bottel wyn te drink. Nou net 6 oor vir die dag, maar dit is nou nog 'n bietjie klim. Hierdie hotel wat nou so mooi uitkyk op die rivier het nogals verblyf. Maar hy's nou net awkward geleë. Dit was te ver dat jy dit kon bysit by gister, want jy sou dan nog 'n ekstra 11 moes gestap het. Met ander woorde, dit sou 'n 36 km dag gewees het wat die heel in parafin sal wees. Of hierdie dag is dan nou te kort. En ek het nou al klaar vir 2 nagte op 'n plek geslaap wat nie 'n dorp was nie. Ek het nou lus om weer vanaand 'n bietjie op 'n dorp te wees. So ek gaan die 6 aanstap tot by Grandes de Salime. Ek gou hierdie bord sê, hierdie stuk wat ek nou stap is ook deel van Skof 25,
van Camino Naturalis. Ek weet glad nie wat is Camino Naturalis nie, maar dit sal nou iets wees wat op die lys moet kom. Dis wat vanoggend was daar so by die windmeels. Laaste klimmetjie. Ek dink ons is in die laaste kilometer van die dag. Kyk my lekker pad. Hierdie is my gunsteling stadpad. So die herberg is net as jy inkom hier so by die dorp. So hierdie is nou Grandes de Salime. Ek gaan nou my plek soek waar ek slaap vanaand. So dit is die einde van dag 7, nog 'n ongelooflike, fantastiese dag op die Camino. Ek het nou heeltemal te lank aandete geëet. Ek het eers gekuier saam met Patricia van Argentinië en toe saam met die 3 Engelse tannies wat ek gesien het die dag voor die hospitaliesroete. Hulle was slim genoeg om vanmôre ook nog 'n afdag te bespreek, wat ek dink absoluut 'n briljante plan is. Ek het 'n bietjie van 'n seerspier vanaand hier so langs die knie, langs die kant van my been af. Dit is nou maar net 'n spier wat nou vir jou sê hy het nou heeltemal te hard genoeg gewerk op die afgelope 2 dae, maar ek sal alright wees. Ek was net by die apteek en het jy geweet 'n mens kry ibuprofen in 'n roomvorm. So ek het vir my weer ibuprofen gekry en ek gaan dit aansmeer nou voorbied. Ek sê vir julle goeie nag. Ek sê dankie Ouderweros wat hierdie reis moontlik gemaak het en wat hierdie vlakreeks moontlik gemaak het. Ek sien vir julle weer môre.